Ja, sien vanaand, gewoonlik doen ons so 8 tot 12 versies, soms bietjie meer, soms raak ons so aan 15, 16, op 'n dag wat ek nou regtig moeilik voorberei, dan doen ons sommer 20 versies, want dan draf 'n ou vinnig deur hulle. Vanaand doen ons net 5. Net 5 verse. En dit is 'n gesprek wat Jesus nog met die Jode het. Onthou waar ons was, het Jesus van Jerusalem af oor die see van Galilea gegaan en daar het 'n groot groep mense hom gevolg. Mense wat hom in Jerusalem ontdek het nadat hy wonders en tekens daar gedoen het en mense genees het. Volg hulle hom nou oor die see tot aan die ander kant en ons sien hy stel toe nou sy disippels 'n bietjie op 'n toets. Vra vir hulle, hoe gaan ons vir hierdie mense brood koop? En na daai hele situasie stuur Jesus sy disippels oor, want die mense raak toe nou so in 'n so opgesweep nadat Jesus die brood en die visse uitgedeel het, dat hulle net daar met geweld om die koning sou maak. Maar Jesus stuur sy disippels vroegtydig vooruit, sodat hulle harte nie ook korrup raak in wat gebeur nie, en hy gaan alleen teen die berg op, en ons het laasweek gesien dat hierdie selfde groep mense was nie aan die slaap nie, hulle het opgelet. Hulle het gesien, Jesus het net die disippels oorgestuur en hy het hierdie kant gebly, en hulle het gesien toe hulle aan die ander kant kom, hier's net een boot, so hulle het begin om vrae te vra, soos Rabbi, hoe het u hier gekom? Hoe het dit gekom dat u aan hierdie kant van die see is en ons weet nie daarvan nie? En ons sien dat hierdie vrae wat hulle vir Jesus vra, 6 vrae in totaal, raak elkeen met elke vraag so bietjie meer aanvallend. En laasweek het ons afgesluit met die 3de vraag wat hulle hom vra in hierdie gesprek. En ons gaan vanaand weer afskof met die 3de vraag. Die eerste vraag was vers 25, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Wanneer het u oorgevaar? Die tweede vraag was, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? Hierdie mense soek nog 'n teken, hulle soek nog brood, hulle het nou net brood en visse gekry, hulle wil nog hê, nog voorsiening vir die vlees, en nou vra hulle, wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Wat se werke kan ons verrig wat God wil hê? En dan vers 30 kan ons sien hoe die vrae nou begin al hoe meer bietjie aanvallerig raak. Derde vraag vers 30 sê, watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? So kom ons kop vanaand weer af met die 3de vraag. Ons het laasweek geëindig met vers 30. Ons begin die week met vers 30. Kom ons lees vers 30 en 31. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Sien, hier kan ons werklik sien hoe die mense die pot heeltemal missit. Ons kan hier begin sien die dwaalspoor waarin hulle in hulle gedagtes was, die korruptheid van hulle harte op die stadium. Want sien, die Jode was deur die Fariseërs en so geleer dat wanneer die Messias kom, sal hy tekens doen groter en meer as wat Moses gedoen het. En onthou, vir die Jode is Moses 'n baie belangrike figuur, 'n baie groot figuur, en die een ding wat hulle weet is dat Moses het gemaak dat daar brood uit die hemel uitkom. So hulle dink terug aan Moses en in die woestyntyd en dit wat hulle geleer was. En nou kom hulle en hulle stel hierdie toets vir Jesus. En hulle kom toets hom op grond van wat hulle geleer is, en dit wat hulle geleer is eintlik gekoppel aan 'n baie bekende, baie moderne filosofie. Kan julle dalk insien wat is dit wat hulle glo? Daar's 'n gesegde, 'n Engelse gesegde, waarin die Jode, wat ons vandag gebruik, wat die Jode toe aan vasgehou het. Seeing is believing. Nou dit kan nie verder van die waarheid wees vir 'n volgeling van Jesus Christus nie. As dit alleenlik gegaan het op wat ons sien, dan het ek en jy nie veel gehad om op te staan nie. Want wie van julle het al die Heilige Gees in 'n tasbare vorm gesien? Wie van julle het al Jesus in sy vlees en sy menswees gesien?
So seeing is believing is nie iets wat vir ons kan werk as kinders van God nie. Ja, daar's enkele goed wat ons sien. Ons sien hier en daar 'n wonderwerk wat gebeur. En as jy gelukkig is, dan kan jy sien hoe iemand maar uit sy rolstoel uit opstaan of sy dowwe oë weer helder word. Jy kan sulke tekens sien. Maar sien, dit is nie God se orde nie. Dis nie die volgorde waarin God wil hê die goed moet gebeur nie. Want wat God van ons verwag is om te glo, is om te believe nog voordat ons sien. Dis wat God van ons vra. Hoekom is dit so gevaarlik dan andersom? Wat maak dit gevaarlik as ons verwag om eers te sien voordat ons glo? Ek wil een. Ekskuus dan nie? Net so. Maar daar's nog 'n ding. Ek wil julle vat 2 Tessalonisense 2 vers 9 en 10 toe. Hierdie teksgedeelte gaan oor die eindtyd, die eindtye, selfde tye waarin ek en jy onsself vind. En hoor wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 10 sê, deur die werking van Satan sal die koms van die wettelose mens gepaard gaan met volle magsvertoon, met bedrieglike tekens en wonders, en met elke vorm van goddelose misleiding vir hulle wat verlore gaan, want omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te kan word nie. Die rede hoekom seeing is believing so gevaarlik is, want in die eindtye, die tye waarin ek en jy onsself vind, gaan die vyand mag hê oor al hierdie tekens. Misleidende tekens. Die goed wat hy doen is magsvertoninge, bedrieglike tekens en wonders, goddelose misleiding. Die vyand gaan jou seeing, dit wat jy kan sien gebruik. En as jy net gaan op dit wat jy sien, gaan jy geflous word deur die vyand. Hy kan ook tekens verrig. Hy kan ook goed hier op aarde manipuleer. Sien, wat ek sien is nie altyd geloofwaardig nie. Hoe dinge vir my lyk is nie altyd hoe dit is nie. Ek wil so my skoonouers, ek en Larusha kom uit 2 heeltemal verskillende huise uit. My ouers vasgesit het jy geweet hulle sit vas. En nou my skoonouers, dan gaan eet ons by hulle en ons kuier by hulle. En dan begin hulle nou so bietjie krapperig raak met mekaar. En die konteks waaruit ek kom is, hierdie is nou is dit ongemaklik, hierdie is nou 'n fight. Man, en dan slaan hulle die wind uit my seile uit. 5 minute na dit, dan is hulle weer lief vir mekaar en dis swentjies en hulle dans in die kombuis en dan hang my mond oop. Want dit wat ek gesien het, kan ek nou nie believe nie. Dit maak nou net nie meer vir my sin nie. Wat ek sien is nie altyd geloofwaardig nie. Wat ek sien is hulle beklei, hulle sit vas, maar wat die waarheid eintlik is hulle net 'n misverstand gehad. Of net nie saamgestem nie. Wat ek sien is nie altyd geloofwaardig nie, maar wat ek glo sal altyd sigbaar wees. As ek glo God is goed, sal ek sien God is goed. En dit is daarom die Engelse gesegde seeing is believing vir 'n kind van God eintlik anders te omwerk. Want om te glo beteken dat ek dan sal sien. Believing is seeing. As ek glo die Here is vir my, sal ek sien hoe die Here vir my is. En Jesus gaan nog verder aan in hierdie teksgedeelte oor hierdie en hy praat nog baie meer daarvan en dis eintlik 'n wonderlike gedeelte hierdie wat ons vanaand gaan bespreek. Maar die teenoorgestelde van dit is ook waar. Wat ek glo gaan vir my sigbaar wees, soos ek by die huis sit en ek glo God is nie goed vir my nie. En ek glo hy hou nie van my nie en ek glo hy dink nie aan my nie en ek glo hy is nie lief vir my nie. Raai wat gaan ek sien? Dis wat ek gaan sien.
Alles wat in my lewe gebeur, alles gaan net elendig voel. Ek wil weer vir julle vers 31 lees. Hy sê, ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Sien, hierdie mense maak die vergelyking tussen Jesus en Moses nou. Jesus het nou in die vorige teksgedeelte vir hulle gesê, of hy het begin praat en sê, hy is die seun van God. En nou vir Jode van daai tyd, julle sal onthou in hoofstuk 5 het hy dit ook genoem, toe wou hulle hom sommer laat doodmaak het. Die Fariseërs het so omgekrap geraak, toe hy vir hulle sê, hy is die seun van God, dat hulle het gedink hy laster. Hulle raak kwaad daarvoor, en hier begin hy dit nou weer sê, en sien, hulle was geleer dat wanneer die Messias kom, sal hy meer brood gee as wat Moses gegee het, 'n groter wonderwerk doen as wat Moses gedoen het. En hier sien ons eintlik net nog 'n vlak van die korruptheid van hulle harte. Want een van die teksgedeeltes wat hulle geleer was om te quoteer, om hierdie punt te staaf, is Psalm 78. Nou Psalm 78 vers 24 tot 25 is die teksgedeelte waarop die Jode dan nou staan, as 'n bewys dat wanneer die Messias kom, wanneer die verlosser kom, die redder kom, gaan hy groter tekens as Moses doen, want hoor wat sê hierdie Psalm, hy sê, hy het manna om te eet op hulle laat reën, koning van die hemel het hy aan hulle gegee, koring van die hemel het hy aan hulle gegee, die brood van engele, mense het geëet, padkos het vir hulle gestuur, hy het vir hulle padkos gestuur tot versadiging toe. Hierdie is die teksgedeelte wat hulle gebruik om te sê dat wanneer die Messias kom, sal hy groter tekens doen as wat Moses gedoen het. En dit gee vir ons 'n redelike goeie idee hoekom hulle nie tevrede was met die broodjies en die visse vir die 5000 mans nie. Want kom ons trek gou 'n natuurlike vergelyking. Israeliete in die woestyn, baie meer as 5000 mense. Dis 'n hele nasie, 'n hele volk in die woestyn. En deur Moses, God deur Moses, onthou, al wat hulle sien is Moses, so Moses volgens hulle sorg nie net vir een ete soos wat Jesus met die brood en die visse gedoen het nie. Hy sorg 6 dae 'n week. Die 7de dag moes hulle, of die 6de dag moes hulle bymekaar maak vir die 7de dag. So 6 dae 'n week sorg Moses vir hulle, vir al hulle etes, vir 40 jaar lank. So hier is hoekom hulle Jesus uitdaag, want dit is die prentjie, dis die gedagte wat hulle in hulle kop het. Hulle daag hom uit, want, ja, okay, hier is nou een ete, so, waar's die res nou? Kom nou, Moses het vir 6 dae 'n week, vir 40 jaar hierdie gedoen, en nou kry ons net een ete. Maar sien, die ironie van hierdie saak is deur hierdie teksgedeelte te quoteer, deur hierdie teksgedeelte te gebruik, stel hulle eintlik 'n stryk vir hulle self. Skiet hulle self in die voet. Want 7 verse later, 7 verse verder, sê hierdie selfde Psalm, ten spyte hiervan het hulle steeds gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. Hierdie selfde Psalm wat hulle teen Jesus gebruik, spreek boekdele eintlik oor hulle eie optrede. Sien, tekens en wonders gaan ook nie eens altyd genoeg wees nie. Jy kan nie jou geloof bou en baseer op 'n wonderteken nie. Jy kan nie jou geloof bou en baseer op 'n wonderwerk nie. Want die effek daarvan, die impak daarvan, met tyd raak dit weg en dit gaan verby en dis 'n goeie ding om aan te dink, maar dit affekteer my nie so baie nie. En hoe meer ek daaroor praat, in die begin het ek tranerig geraak en ek was bewoon en ek was oorweldig, maar hoe meer ek daaroor praat, dan raak ek eintlik maar meer gewoond daaraan. Ek waardeer nog die teken, maar die effek is nie meer dieselfde nie. Kom ons kyk na wat antwoord Jesus hulle. Hulle het nou vir hom gevra, vir hom gesê, ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet.
Jesus antwoord hulle in vers 32 en hy sê die volgende, hy sê weer amen, amen. Onthou amen, amen is Jesus se manier om te sê, luister, hierdie is nou ernstig. Dit wat ek met julle gaan, wat ek nou met vir julle gaan sê, is nou nie meer net grappies nie, is nou nie meer 'n gesprek nie, nou raak dit ernstig. Hy sê, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. En hierdie is een van daai verse wat in my voorbereiding toe ek hom lees, toe besef ek, ons kan vir mekaar so baie lank besig hou net op hierdie een teksgedeelte. Om vir jou 'n idee te gee oor hoe die Jode oor Moses gevoel het. Weet julle wie's George Washington? Is die eerste Amerikaanse president. So dit is die Amerikaanse president wat die grootste impak gehad het in die vorming van die FSA en van al die state daar binne. En hierdie persoon was vir Amerika so belangrik dat een van die state wat dan nou ook die nasie se hoofstad is, word na hom vernoem. Maar dis nie al nie. 241 dorpies binne in Amerika word na hom vernoem. 26 stede is na hom vernoem, 5 berge, 3 hawens en ten minste 6 universiteite kry sy naam op. Nou as ons vir George Washington vat en ons smelt hom saam en ons sit iemand soos die paus by of Billy Graham, een van hierdie groot geloofsleiers, dan kry ons amper iemand wat by Moses se vlak uitgekom het. Soos wat die Jode oor Moses voel, soos wat die wêreld oor hierdie persoon gevoel het. Dit was vir hulle baie belangrik geweest. Nou kry ons 'n idee oor hoe die Jode oor Moses voel, so ek is seker die oomblik toe Jesus hierdie antwoord vir hulle gee, toe begin hulle nekhare so 'n bietjie regop staan. Want hoekom nou teen Moses praat? Onthou hoofstuk 5 al het hy met hulle begin praat oor Moses. Toe is hy nog in Jerusalem, toe sê hy, as julle werklik vir Moses geglo het, sou julle in my geglo het. Want Moses praat oor my. Moses getuig oor my. Nou sê hy, dis nie Moses wat vir julle die brood gegee het nie, maar my God in die hemel, my Vader in die hemel, wat vir julle die ware brood gee. Maar hier is die ding, hier is die probleem. Die Jode hou vas aan die persoon wat gekoppel is aan die wonderwerk en nie die oorsprong van die wonderwerk nie. Sien, Jesus raak hierdie ding in hoofstuk 5 ook aan. Hoofstuk 5 en 6 begin nou baie dieselfde storie vertel. Hoofstuk 5 vers 41 en 42 sê Jesus, ek aanvaar nie die verering deur mense nie, maar ek ken julle het die liefde van God nie in julle nie. Jesus sê hierdie vir die Jode, want dit is 'n gewoonte wat hulle gehad het. As hulle van iemand gehou het, het hulle hom opvereer. Hulle het hom op daai pedestal gesit, daai plek wat eintlik aan God behoort. So hierdie is 'n gewoonte vir hulle om iemand soos Moses te vat, of 'n fariseer, of iemand uit die Sanhedrin, en dan vat hulle iemand en hulle sit hom op 'n plek, en dit is 'n trend wat die Israeliete nog vir baie jare gehad het. Want ons sien toe Moses teen die berg op was, om die wet by God te kry, die gebooie by God te kry. Wat het die Jode gedoen? Hulle het verward geraak. En vat toe 'n goue kalf, en sit hom op die plek. Want ons kort iets en iemand om na toe te kyk. Mense soek iemand om te vereer voordat hulle God vereer. Wees baie versigtig daarvoor. Want dit is 'n struik waarin ons vinniger trap as wat ons dink. Dis 'n fout wat ons vinniger maak as wat ons dink. Hierdie Jode het nie liefde vir God in hulle gehad nie. Hulle het wel die liefde van Moses dalk gehad, maar nie die liefde van God nie. En soveel keer ontken ons God se betrokkenheid in ons lewe, want waar die seën en die wonderwerk vandaan kom, gebeur deur 'n persoon of deur 'n instansie, en onwetend vereer ons eerder iemand voordat ons God vereer. Daar's 'n storie, oom Jannie, hy's nou nie hier vanaand nie, maar hy is lief daarvoor om hierdie storie te vertel. Die ou tannie wat by haar kombuisvenster staan en bid en gaan deur finansiële moeilikheid,
En na buurman wat 'n ateïs stap verby en hy hoor die gebed, hy hoor wat vra die ou tannie. En hy besluit daar, ek gaan vir hierdie tannie iets wys. En hy gaan winkel toe en hy koop al haar inkopies vir haar. En hy gaan boonbehalwe en dit is vleis en al hierdie lekker goed. En hy gaan met hierdie inkopies tot by haar deur en hy sê, hierso tannie. En die tannie maak die deur oop en sy's bewoe en sy's opgewonde en sy sê hardop loof die Here want hy het voorsien en hy val haar in die rede. Hy sê nee, was nie die Here nie. Was ek gewees. Ek het vir jou voorsien. 'n Ongelowige het vir jou gesien en hierdie tannie het vir so 'n oomblik stil geraak toe sy en toe roep sy weer uit loof die Here want hy het vir my voorsien tot deur 'n ateïs. Wat die Jode nou in die situasie sou gedoen het, is hulle sou daai ateïs gevat het en hom hier op 'n pedestal gesit het en gesê, jy het vir ons voorsien. Jy is die een. Jy het vir ons redding gebring. Jy het soms mis ons die goed wat God doen, want ons kyk so vas in die mense wat dit gedoen het. Die Jode mis vir Jesus heeltemal, want al wat hulle kan sien is wat Moses gedoen het en hulle soek hierdie vergelyking, hulle soek hierdie boonbehalwe, hierdie wat is dit? Greed, wat is greed in Afrikaans? Gierigheid, hierdie gierigheid vir nog meer maak dat hulle sien Moses en hulle weet wat is hulle geleer, hulle het geweet die Messias kom om meer te doen, so hulle soek Jesus uit 'n plek van gierigheid uit en nie afhanklikheid nie. En daar's maniere wat ek en jy dit vandag nog doen, waar ons mense in God se plek sit. Ek kan nie op my 2 hande, dalk my hande en my voete vir julle vertel hoeveel keer het ek al die gesprek gehad met mense oor wie doen dan nou die genesing, die dokter of God? En wanneer vertrou ek dan nou op God en wanneer nie? As ek dokter toe gaan, vertrou ek dan nie op die Here nie? Of moet ek by die huis bly en siek wees en wag tot hy my gesond maak, want dan is dit die uiteindelike teken van dat ek op die Here vertrou het. Sien, ons dink 'n dokter was so talentvol om jou te kon opereer en diagnoseer sonder komplikasies. Ons dink dit was hy, maar dit was God gewees. Dit was God deur hom. Soos wat Jesus die mense kom herinner en sê, dit was nie Moses nie. Ja, Moses was daar. Ja, Moses het gebid. Ja, Moses het die staf gehad. En ja, Moses het die see oopgemaak. Dit was alles God wat dit deur hom gedoen het. Ons dink soms ons is gelukkig deur 'n spotprys te wen by die werksbyeenkoms. Ek het my naam in 'n hoed gegooi en toe is ek gelukkig genoeg om die hamper te wen. Dit was God gewees. Hy het voorsien. Ons dink die baas was in 'n goeie by gewees en hy het die oggend aan die regte kant van die bed opgestaan en my dinge het net so in plek geval dat hy daai dag besluit het om vir my 'n verhoging of 'n bonus te gee. Ek is so gelukkig. Niks met die baas te doen nie. God het dit vir jou gewerk. Deur mense het hy dit bewerk. Vers 33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Nou julle sal sien in die volgende gedeeltes waar Jesus nou praat van hierdie vers van vorentoe, gaan hy 'n paar keer verwys na die een wat uit die hemel uit neergedaal het, of die een, hy wat uit die hemel neerdaal. En hierdie is elke keer 'n verwysing na homself toe. Sien, Jesus probeer al hoe meer en meer vir die Jode direk sê wat hy besig is om te sê. Dat die brood waarvan julle praat, die brood waarna julle op soek is, die brood wat julle ontvang het aan die ander kant van die see met die visse, dis nie die brood waarvan ek hier nou praat nie, dis nie fisiese brood nie, dis geestelike brood, dis wat Jesus aan hulle probeer kommunikeer. Die lewe wat vir julle deur hierdie brood gegee word, is nie lewe op aarde nie, maar die ewige lewe. Dis wat hy aan hulle probeer kommunikeer, maar die Jode mis dit heeltemal. Want al wat in hulle gedagtes aangaan, is die vlees. Hulle soek voorsiening vir die hier en nou. Gee vir ons brood,
soos Moses in die woestyn gedoen het. Ons soek bevrediging vir die vlees. Die gees maak nie nou saak nie, ons wil nie nou dink aan die gees nie. Die gees is te ver. Ek kan nie daaraan raak nie, ek kan dit nie sien nie. Maar daar's 'n ander opletbare ding. En dis net so 'n notaatjie. So in Jesus se tydperk wat hy bedien het, in Jesus se bediening, was daar 3 Paasfeeste, Paasouers, Pasgas 3. En ons sien hierdie was die tweede ene, dit was om en by die tyd van die tweede ene. Die eerste ene was toe hy net in Jerusalem ingekom het en ons het daai hele gedeelte gehad aan die einde van, of in die begin, dit was in die begin van hoofstuk 6, het ons gepraat oor hoeveel tyd kon verbygegaan het. As daar 'n jaar verbygegaan het en hierdie is voor die tyd van die tweede ene, dan is daar nou al 2 verby en daar's 1 oor. Wat beteken hierdie is omtrent 'n jaar voordat Jesus gekruisig word. 'n jaar voordat Jesus gekruisig word, sê hy die volgende: want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Toe al het Jesus geweet wat is sy missie hier op aarde. Kyk in Johannes 3 vers 16, hy gepraat van elkeen wat glo. En hier in 6 vers 33 sê hy ook vir die Jode, en die Jode mis dit. Hulle is, ek weet nie of jy al vir 'n verskriklike hongerhond of dier kos gegee het nie. Hy is so gulsig in daai bak dat jy maak nie saak wat om hom aangaan nie, hy wil net eet. En dis amper die gevoel wat ek hier by die Jode kry, want hier sê Jesus iets soos hierdie: gaan die wêreld lewe gee. Dit sou die Jode se tor heeltemal omgegooi het, want die Messias is tog nie, hy kom tog nie vir die wêreld nie, hy kom vir Israel. Hy kom vir die Jode. Maar hier sê hy vir die wêreld, 'n jaar voor sy kruisiging. Vers 34. Hulle sê toe vir hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En hierdie is die 4de vraag, die 4de versoek. En alhoewel hierdie ene klink asof dit nie so aanvallend is nie, klink asof hulle bietjie van 'n houdingverandering het, wil ek vir jou wys hoekom dit nie so is nie. Ja, dit is dalk in 'n beter toon gevra, maar dit is net so oningeligte, onsensitiewe, onregverdige vraag wat hulle vra soos of 'n versoek wat hulle het soos al die vorige ander. Want dit lyk vir ons asof hulle 'n houdingverandering het. Hulle beweeg van 'n teken soek na Here, gee vir ons altyd hierdie brood waarvan U praat. Maar ons sien hierdie tema in Johannes 3 en 4 ook. Jesus se gesprek met Nikodemus oor die wedergeboorte, die geestelike geboorte. Jesus praat met Nikodemus oor geestelike goed en Nikodemus verstaan nie. Jesus sê vir hom, jy moet weergebore word. Hy vra vir die Here, maar hoe kan 'n man op sy ou dag terug in sy moeder se skoot ingaan om weer gebore te word? En ons sien in Johannes 3 dat hulle 2 verskillende gesprekke. Jesus praat oor geestelike goed, Nikodemus praat oor die vlees. Want hy ken dit nie, hy verstaan dit nie. Johannes 4, Jesus praat met die vrou by die put, by Samaria. Sy soek van hierdie lewende water, en ons gaan dit nou lees, sy soek van hierdie lewende water vir een rede, want sy wil nie weer kom water skep nie. Hy het dan nou gesê, hierdie water gaan vir ewig hou, so geef my van daai water, want ek wil nie weer kom water skep nie. Net so praat Jesus met hierdie Jode oor die brood van die lewe, en hulle is op soek daarna, want dan hoef hulle nooit weer te werk nie. Ons hoef nooit weer te spook om aan die lewe te bly nie. As ek brood het wat net elke dag hier in my huis verskyn, dan as ek mos nou uitgesorteer. Dan hoef ek nou nie veel meer te doen nie, ek hoef nie te werk nie, ek kan net by die huis sit, ek is uitgesorteer. Maar sou hulle nie sukkel om aan die lewe te bly nie. En weer eens sien ons 'n gesprek tussen Jesus en die mense waar hulle nie op dieselfde bladsy is nie. Nou net vir interessantheid, die Griekse woord wat hulle hier gebruik in
in vers 34 vir Here. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Die Griekse woord daarvoor is die woord kurios. K-U-R-I-O-S. Dis dieselfde woord wat in Johannes 4 gebruik word toe die vrou met die Here praat en sy sê hierdie vir hom, meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie. Dieselfde woord is daai woord meneer. Word op 2 verskillende plekke net anders te vertaal, maar is presies dieselfde woord. En hier's waar dit interessant raak. Dis presies dieselfde woord wat in Matteus 7 gebruik word. Vers 21 tot 23, wat sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Dis dieselfde woord. En wat ek sien hier, om die regte geleide te maak, gaan jou niks help nie. Het gaan nie oor wat hier uitkom nie. Wat hier uitkom kan baie mense flous. Wat hier uitkom kan gewoonlik minder as niks beteken nie. Wat hier in my hart aangaan, dis waar die verskil is. En dis so die standpunt wat baie Jode gehad het, wat ons sien hier in Matteus. Maar Here, Here, in U naam het ons by die wet gehou. In U naam het ons al hierdie goed gedoen. In U naam het ons geprofeteer en demone uitgedryf en kragtige dade gedoen. Here, in U naam was ons op soek na die lewende brood. Here, in U naam was ons op soek na die waters wat lewe gee. Here, in U naam. Talk is cheap. As dit net talk gaan bly, gaan dit jou nêrens bring nie. Gaan nie oor die regte geleide maak nie. Dit gaan oor wat gaan in jou hart aan. Wat glo jy hier binne? So wanneer die Jode Jesus konfronteer en hulle sê, Here, gee vir ons altyd van hierdie brood. As hulle dit in hulle harte bedoel het, soos wat dit by hulle monde uitgekom het, dan het hierdie situasie heeltemal anders uitgedraai. En ons weet, dit is nie wat hulle bedoel het nie. Hoe weet ons dit? Sien dit in Jesus se reaksie. Nou Jesus weet wat in mense se harte aangaan. Hy kan ervaar in sy gedagtes en in sy hart wat dink sy disippels. Hy kan in sy hart ervaar en in sy gedagtes ervaar wat dink die fariseërs en dan voor hulle dit sê, dan antwoord hy hulle. So ons weet dit is nie, want Jesus reageer. Vers 35. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. Wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. En hier het Jesus die gehoor, die mense wat voor hom staan, op die perfekte plek vir die evangelie. Sien, hulle raak nou desperaat. Jesus het nou iets vir hulle vertel wat hulle regtig graag wil hê. Hulle wil regtig graag hierdie brood van die lewe hê. En dan ontmoet hy hulle met die eerste een van die ek-is-stellings. Ons het so ruk terug 'n reeks gedoen oor Jesus se ek-is-stellings. En daar's 7 van hulle. Hierdie is die eerste ene wat ons nou in woordskool by uitkom. Sien, hierdie ek-is-stellings is eintlik 'n verwysing na Moses se ontmoeting met die brandende bos met God in Exodus, waar hy vir Moses vra, my volk is besig om agteruit te gaan, my volk is in ellende in Egipte, ek het nodig dat jy hulle gaan haal, ek wil hulle verlos en vrymaak, gaan. Maar Moses is bang vir die farao, vir die Egiptenare, want hy's eintlik nog 'n man wat weghardloop daar, het mense doodgemaak. 'n vlugteling.
En dan sê hy, okay, maar wie sê ek het my gestuur? In wie se naam kom ek? Dan antwoord God hom uit die bos uit, sê vir hom, ek het jou gestuur. En hier begin Jesus die gedeelte van die gesprek, waar as jy dit besef, as die Jode dit besef, en elke Jood wat daar was wat dit besef het, kan ek jou waarborg se lewe het verander. As ek en jy dit vanaand besef, kan ek jou waarborg jou lewe gaan verander. Sien, alles wat hierdie lewe jou bied, is nietig en tydelik. Alles wat hierdie lewe jou bied, gaan een of ander tyd opraak, klaar raak, stikkend raak, doodgaan. Alles wat hierdie lewe vir jou gee, is tydelik. En niks kan ons werklik vul nie, behalwe die brood van die lewe. En dis wat Jesus sê, hy sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors raak nie. Jesus raak hierdie 2 punte aan, honger en dors. Ek weet dit klink soos eenvoudige goed, maar wie van julle was atlete op skool gewees? Wie was langafstand atlete? Ek het landloop gedoen, en ek onthou 1 jaar, waar was dit gewees? Ek kan nie onthou wat se skool was dit nie, maar die 1 jaar het ek besluit, nee, ek het nou net in hierdie langafstand ding gekom, hierdie jaar gaan ek my alles gee. En daai dag besluit ek om weg te trek met 'n stinkspoed. Ek dink ons het 6 kilometer gehardloop. En ek is voor, in die eerste 500 meter is ek voor almal. En in die eerste kilometer is ek ver voor almal. En hier by die 3de kilometer, het begin alles so ver raak. En dit begin so donker raak. En dit het ook so een oomblik ver geraak, en toe ek weer bykom, toe ek hier in 'n man se arms. En maar op daai stadium sal ek iemand beklei vir sy bottel water. Daar's 'n Engelse woord, dis 'n samestelling van 2 woorde, en dalk het jy dit al gehoor, hangry. As ek so honger is, ek raak sommer geïrriteerd en kwaad. Want dis 2 goed wat mense met desperaatheid sal soek. Ek sal beklei vir kos wanneer ek honger genoeg is. Ek sal beklei vir water as ek dors genoeg is. Vir my een van die hartseerste goed, en dis een van daai, dit maak dat jy raak onseker oor hoe om te voel. Daar is soveel inbrake en misdade en mense wat steel vir net kos. Hy steel om te verkoop sodat hy kos kan kry. Hoe moet 'n mens daaroor voel? Want as ons nou moet eerlik wees, en dalk sal ek hierdie uit YouTube uithaal, as ons nou moet eerlik wees met mekaar, as dit op daai punt kom, weet ek nie wat sou ek doen vir kos nie. Waar trek jy die lyn wanneer dit kom om te sorg vir die mense naby aan jou? Wat is daar wat jy nie sal doen nie? Ek probeer niks regverdig nie. Ek probeer net sê, dink soos 'n mens. Ons rede hoekom Jesus hierdie 2 goed aanraak. Want brood en water, tot dit wat noodsaaklik is om te leef, gaan nie vir jou goed genoeg wees nie. Behalwe as dit die ewige brood, en die ewige brood van die lewe en die ewige lewe, die water daarvan. Sien, daar is nie 'n koppie koffie groot genoeg wat jou tot op die punt sal bring dat jy voel, okay, nou het ek genoeg gehad, ek hoef nooit weer koffie te drink nie. Jy voel dalk so na 'n vas, dink jy, ek wil nooit weer in my lewe koffie drink nie. Sien, daar is nie 'n boek lank genoeg as jy hou van lees, daar is nie 'n boek lank genoeg dat as jy hom klaar gelees het, jy gaan dink, okay, vandag het ek genoeg gelees vir my lewe nie. Daar is nie 'n Sondagmiddagete groot genoeg wat gemaak dat jy nie weer wil eet nie. Daar's een wat dalk maak dat jy vir die res van Sondag nie wil eet nie, maar Maandagoggend het jy weer ontbyt nodig. Daar is nie 'n kar wat jou vir ewig gaan hou nie.
Daar is nie 'n kar op hierdie aarde wat as jy hom nou koop, jy gewaarborg is vir die res van jou tyd op aarde sal jy nooit weer 'n kar nodig hê nie. Daar is nie 'n persoon wat vir altyd by jou gaan bly nie. Daar's nie 'n dorp wat tot in ewigheid vir jou genoeg en goed gaan wees nie. Daar is nie 'n plek waarvoor jy werk wat nie eendag gaan toemaak of jou eendag gaan laat gaan nie. Tot hierdie liggaam wat die Here vir jou gegee het, hierdie tempel, hierdie stuk vlees, tot hy gaan jou eendag los. Tot hy gaan eendag begin agteruit gaan. En gaan jy nie op hom kan staatmaak nie. Die brood van hierdie wêreld is genoeg om jou vir 'n kort rukkie tevrede te stel, maar daar kom 'n punt waar dit nie meer genoeg gaan wees nie. En Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee. En vanaand moet jy die kop skuif maak om te besef dat dit wat Jesus vir my beloof, die brood van die lewe, die water van die lewe, niks te doen met wat hier op aarde gebeur nie. Maar hy praat van die geestelike lewe. Sien iemand wat in die sonlig stap, geen behoefte aan 'n kers nie. Dink daaroor. Iemand wat in die voorsiening van God die Vader leef, iemand wat in die skaduwee van Jesus Christus leef, iemand wat in sy alomteenwoordigheid, in sy alwetendheid leef, het 'n behoefte aan niks anders nie. Want ek weet dat wat ek nodig het, sal ek in God se teenwoordigheid kry. Net soos die persoon wat die brood van die lewe het geen waarde in die krummels van hierdie wêreld nie. Want al hierdie goed is maar krummels in vergelyking met dit wat God vir ons gee deur die brood van die ewige lewe. Iemand wat strome van lewende waters het geen begeerte aan die modderplassietjies wat hierdie lewe kan aanbied nie. Wanneer ek en jy Jesus het ons alles. En wanneer ek Jesus het, kom ek niks kort nie. Kom ons sit net so en bid ons saam. Here, U is 'n goeie en getroue God. En Here, dankie dat ons weet dat in U, Here, vind ons lewe. In U, Here, vind ons die brood wat die ewige lewe gee, en in U vind ons die waters, strome lewende waters, Here. En Here, vanaand wil ons net ons oë niet op U rig, en ons wil vir U sê dankie, Here. U is genoeg. U is vir ons meer as genoeg. Here, my gebed is dat wanneer die lewe moeilik raak, wanneer die druk van hierdie wêreld en hierdie lewe vir ons te veel raak, en wanneer ons tekort kom of tekort skiet aan enige iets, Here, mag ons U woorde onthou. Die woorde wat sê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal in die ewigheid nooit weer honger word nie. Wie van my drink sal tot in ewigheid nooit weer dors word nie. Here, help ons om vanaand vergenoegd te wees in wie U is en wat U vir ons gee, Here. Here, ons loof U, ons prys U, en ons gee aan U al die eer en al die lof en al die aanbidding van ons harte, en ons bid dit in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen.